Goeiemôre vriende, baie welkom by die kerk vanoggend. Dit is my so lekker om hier te wees. Rian het vir almal aanlyn welkom gesê, so welkom vir julle almal ook. Ek hoop so jy het 'n belewenis met die Here vanoggend. Goed so, nou ek wil graag vir ons bid julle. Ek is baie opgewonde oor vanoggend. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor gesonde vriendskappe. En vanoggend wil ek met julle gesels met almal wat getroud is of wat verloof is of wat in 'n verhouding is hoe bly ons gesonde vriende in hierdie verhoudings. So kom ons bid en dan gaan ons begin. Here Jesus, dankie vir wie U is, Here. U is so waardig om aanbid te word, Here. Dis vir ons 'n voorreg dat ons U kan ken. Dankie, Here, soos hierdie liedere dit so mooi gesê het, Here, dat ons kan vandag kom net soos ons is, Here. Dankie, Here, dat U so liefdevolle, genadige God is, Here. Dat U ons uitnooi om te kom. U verwag nie dat ons lewe moet probeer regkry, Here. U nooi ons met ons vuilheid en ons gemors dalk in ons lewens, Here, nooi ons na U toe. Net soos die verlore seun vuil en uit slegte goed uitgekom het, nooi ons dat ons kan kom. En ek bid so vandag, Here, dat ons, wanneer ons nou na U toe kom, Here, kan beleef dat wanneer ons by U is dit goed en is reg. En dis waar ons behoort te wees. Dankie, Here, dat U vir ons lief is. Ons moet dit hoor, Here, dat U is 'n God wat vir ons lief is en wat saam met ons die lewe wil doen. Mag U vir ons help, Here, dat ons vanoggend weer besef, Here, ek wil nie die lewe sonder U doen nie. Mag U so U tasbaar teenwoordig wees hier en oral waar ons as kerk saam by mekaar is, Here, en ek bid so dat U elkeen van ons vanoggend met U self sal kom bemoedig. Mag U vir ons seën, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ons doen 'n vriendskapreeks. So die laaste 3 weke het ons boodskappe oor dit gedoen. Is dit die eerste keer is wat jy vandag by ons is? Dominee Pieter en Dominee Rian het regtig oordentlike boodskappe gedoen die laaste 3 weke oor hierdie beginsel, gesonde vriendskappe, en die eerste een het gegaan oor sleutels vir gesonde vriendskappe, en eintlik baie van wat ek beplan het om te sê, het Pieter in die eerste week gesê. En dis ook so, okay, Here, dan moet ek maar iets anders sê. So ek gaan ander goed sê. Maar toe ek daai preek net weer kyk, toe ek so, dit is so goed. As jy dit gemis het, gaan kyk, sleutels, belangrike konsepte vir gesonde vriendskap. Tweede week het ons gepreek oor verskillende tipes vriende wat in ons lewe moet hê. Was so goed. Was so goed. Ek het dit so geniet. Ek sê dit nie gesien het nie. Gaan kyk asseblief hierdie boodskap. En Rian het laasweek gepreek oor ons moet diensbaar wees as ons gesonde vriendskappe wil bou. En dit was my so belangrik. Ek dink jy kan nie gesonde vriendskappe hê as daar nie diensbaarheid is nie. As jy dit gemis het, gaan kyk asseblief. Maar vandag wil ek wil so 'n bietjie die fokus net skuif na spesifiek huwelike en dan nou verhoudings of selfs dan verloofdes. En as jy nie vandag in 'n verhouding is nie, is daar beginsel selfs in hierdie wat ek dink belangrik is in familieverhoudings wat jy ook kan gebruik. Maar die rede hoekom ek eintlik oor hierdie wil gesels is dalk tweedoelig. Eerstens wil ek julle 'n foto wys van my pragtige vrou en my dogtertjie. So oulik, is 'n pragtig, mooiste vrou wat daar is. Oulikste, amazing vrou. En dan my dogtertjie, julle, is 'n engelkind. Julle kan dit nie glo nie. Sy is nou al 'n jaar en 2 weke. Maar ek moet vir julle die rede hoekom ek wil nie brag nie, buiten dat ek nou net gedoen het. Maar dit is nie hoekom ek dit doen het. Die rede hoekom ek eintlik dit opset is ek het gedink in ons huwelik is ek en my vrou baie goeie vriende. En ons is, ek en my vrou ken mekaar, as ek dink is nou 14 jaar of 13 jaar wat ons mekaar ken. Ons is nou 9 jaar getroud hierdie jaar en ek love die lewe saam met my vrou. Maar ek het geleer in hierdie laaste jaar toe ons 'n kind gekry het, hoe vinnig goeders nogals kan verander. Né? Almal wat nou kinders het al, is al so. Ek het jou wil nie. Jy verstaan waarvan jy praat. En verander nogals. Dit lyk bietjie anders, die dinamika lyk anders. En iets en dit het my aan die einde van laas jaar vir my as die man en hoof van die huis, het ek besef soos daar's goed wat ek moet verander sodat ons moet seker maak ons bly 'n gesonde vriendskap in ons huwelik hê. En ek en my vrou het nie issues, ons almal het issues, alle huwelike het maar stories. Maar dis nie dat ons op 'n slegte plek was nie. Ek het net besef toe ons goed is evalueer, is soos hoorie wil nie ons wil nie hierdie tipe vriende wees. En so ons moet dalk 'n bietjie anders goed doen. Ons het begin gesprekke hê en bietjie ander goeders doen van wat ek vandag vir jou wil sê wat ek self gedoen het. Maar saam met dit het ek die laaste ruk baie gesprekke met verloofdes. Ek het 'n paar van die verloofdes ook gesien hier rond. Ek het hulle gesien toe ek hier geloop het. En nie dat hulle moeilikheid het nie, dis glad nie omdat ek hulle nou soek nie. Okay. Maar verloofdes en ouens wat getroud is. En ek het besef dat daar word nie baie gepraat oor ons moet die vriendskap in 'n huwelik en in 'n verloving en in 'n verhouding moet ons beskerm nie. En dis een van die 4 tipe liefdes wat ons in 'n huwelik of in 'n verhouding kry is ons moet nie daai vriendskap mis nie. Die meerderheid navorsing het gedoen dat sê dat die meerderheid romantiese verhoudings wat langtermyn werk is verhoudings wat gebou was op goeie vriendskap.
En so, hoewel ek nie oor baie van die ander liefdes, eintlik glad nie oor die ander liefdes gaan praat vandag, is my hoop so vir almal wat getroud is en almal wat verloof is en almal wat in 'n verhouding is my hoop so dat die Here eintlik net iets in jou hart wees sal laat sing van vriendskap is ook regtig belangrik. Dit is regtig 'n belangrike deel van wat God bedoel het die huwelik moet wees. En so, ek het 'n interessante komment gesien van iemand wat gesê het, almal ken daai ding wat sê opposites attract, as jy date, né? Opposites attract, party mense het verskillende persoonlikhede, maar toe die een nou gesê, wanneer ons nou getroud is, dan is dit meer soos opposites attack. Dis baie keer wat in die huwelik gebeur, so die ander het gesê, jy kry eintlik 4 ringe in die huwelik. Ek weet nie of julle dit geweet het nie, ek het ook nie dit geweet. Daar's 4 ringe eintlik in die huwelik. Nie 'n vrou wat 4 ringe het nie, maar is eintlik 4. Dis nou jou verloofring en dan is dit nou jou trouring. En dan is dit nou die suffering wat jy partykeer beleef. En dan as jy nou deur daai is, het jy nou die enduring ring wat jy ook moet kry. En dit voel vir my partykeer ons sit so in die huwelik en ons beleef partykeer moeilikheid en ons weet nie heeltemal om vorentoe te gaan nie. En my hoop is so, ons maak nou grappies, maar my hoop is so dat die Here iets spesiaals vandag net wees wil sê, as jy en jou man of vrou vandag nie lekker langs mekaar sit nie en julle is in 'n seisoen wat julle amper meer soos roommates voel as getroude paartjie, is my hoop so dat die Here vir jou iets van 'n bemoediging sal bring vandag. Dat jou verhouding en jou vriendskap en jou huwelik wat die Here bedoel het mooi en goed moet wees, dat dit weer sal regkom. En so ek wil begin by eintlik die eerste beginsel wat ek belangrik dink in hierdie proses van om gesonde vriendskap dan weer in die huwelik te hê is by alle troues en met alle verloofdes begin ek altyd dat die huwelik is deur God ingestel, so die plek waartoe ons gaan as dit nie lekker werkie is die Here. En so as jy nie die Here in jou huwelik het nie, vriende, dink ek is dit baie moeilik om 'n gesonde vriendskap binne in jou huwelik te hê. En so die bewegspringblok sal altyd wees as dit oor die huwelik gaan is die Here Jesus. Hy het die huwelik geskep, hy het dit so mooi gemaak en hy het ons as kerk deel gemaak as die voorbeeld van sy huwelik. En ons is sy bruid en ek dink as man en vrou by 'n gesonde vriendskap wil uitkom, moet ons eers net so 'n bietjie 'n tree terug gee en sê Here, help my dat ek 'n gesonde verhouding met U het. Dis moeilik om te verwag dat daar 'n gesonde verhouding tussen my en 'n ander mens moet wees as daar nie tussen my en my Skepper 'n gesonde vriendskap is nie, 'n gesonde verhouding is nie. Matteus 22, dalk een van die bekendste gedeeltes wat in ons Christelike geloof is 'n gedeelte waar die Fariseër vir Jesus vra wat is die grootste gebod en Jesus sê vir hom in vers 37, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet die Here jou God lief hê met alles in jou. Dis die fondasie vir 'n gesonde verhouding met die Here. Jy sê ek wil U met alles in my lief hê. En so vandag is die vraag dalk net weer, is jy en die Here op so 'n plek waar jy kan sê Here, ek het U met alles in my lief en as dit nie is my hoop sodat jy net daar waar jy nou sit en sê Here, vergewe my. Ek is jammer Here, help my dat ek U met alles in my vir U sal lief wees. Dis die wegspringblok vir gesonde verhouding. Maar dan sê Jesus die tweede gebod wat gelyk staan met hierdie een is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. En ons moenie hierdie mis nie. Al die opdragte wat die Here Jesus vir ons gee, is eers in verhouding met hom en dan vir ander mense. As ons net kyk na vergifnis, is die Here het eers gekom en ons vergewe, wat ons in staat stel om dan ander mense te vergewe. Die Here het ons eerste lief gehad, wat ons in staat stel om ander mense lief te hê. Die Here het ons eerste genade bewys, wat ons in staat stel om ander mense genadig te wees. En so Jesus sê, wanneer ons hom liefhet, kan ons in verhouding met hom leef, wat ons in staat stel om ons man of ons vrou op 'n gesonde manier lief te hê, sodat daar 'n gesonde verhouding kan wees, 'n gesonde vriendskap. Nou uit hierdie kom ons dan by Efesiërs 5 uit, wat ek dink die 10 gebooie is vir die huwelik. As jy nog nie Efesiërs 5 gelees het nie, asseblief gaan lees dit sommer vandag. Aan die einde van Efesiërs 5 kom Paulus en hy praat spesifiek met die man en die vrou. Van vers 21 tot vers 33. En ek is mal oor hierdie gedeelte. Dit is so vol in opdragte en dit is die hoofopdrag vir man en vrou in die huwelik. En dit begin so mooi in vers 21. Hy sê uit eerbied vir die Here wil ons aan mekaar onderdanig wees. Selfs Paulus trek 'n koneksie met voor jy iets vir jou man of jou vrou doen dit as gevolg van jou verhouding met Jesus. En hy sê uit eerbied vir die Here kan ons aan mekaar onderdanig wees. En dan sê hy vir die vrouens, wees aan julle mans onderdanig net soos aan die Here. Soos julle aan die Here onderdanig is. Hy self sê weer dit vir die vrou, voor jy kan onderdanig wees aan jou man, begin dit by onderdanigheid aan die Here. Want dit stel jou in staat om dan onderdanig te wees aan jou man wat die hoof van die huis is. Hy sê die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser vir die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. En die fokus vir my net hier weer eens is, ons moet begin by gesonde verhouding met Jesus. En so vir al die vrouens, te begin terug weet, dat jy alleen by die Here net weer sal kom, en soos Here help my, dat ek weer eer vir U sal hê.
en 'n agting vir U sal hê. Wat my in staat stel, Here, om 'n gesonde verhouding met my man te hê. Wat my in staat stel om gehoorsaam te wees in hierdie opdrag, dat ek sal onderdanig wees, my man sal ondersteun, sy back sal hê in hierdie wêreld, wil hom te respekteer. Vir die man sê die Here, vers 25, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor neergelê het. Vir ons as mans, almal wat getroud is, almal wat verloof is, almal wat in 'n verhouding wil wees, is Paulus sê die standaard vir hoe ons vrouens moet lief hê, is soos Jesus wat sy lewe neergelê het vir die kerk. Maar dit is onmoontlik om ons vrouens so lief te hê, as ek nie besef, Here, dat ek U so wil lief hê. Dit begin by, Here, ek lê my eie lewe neer, wanneer ek 'n verhouding met U leef, wat my in staat stel dan om my vrou so lief te hê, dat dit nie oor my gaan nie. Nou, hierdie illustrasie van die eerste en die tweede gebod in Efesiërs 5, waar Paulus die hoofopdrag vir man en vrou gee, is gekoppel aan die beginsel dat dit gaan nie oor my in die huwelik nie. Baie keer in vriendskappe sukkel ons, want ons fokus skuif van my vrou, en ek wil vir my vrou so goed wees, of ek wil vir my man so goed wees, na wat kan ek uit hierdie kry? Wat kan ek uit hierdie vriendskap kry? Wat kan ek uit hierdie verhouding kry? En enige verhouding wat begin draai na selfsugtigheid toe, kan nie meer gesond wees. En so eintlik moet ons dan begin net weer by, Here, help my om 'n gesonde verhouding met U te bou, sodat wanneer ek gevul is met U liefde en U eer, dat ek dit vir my man en my vrou wil gee, sodat daar 'n gesonde verhouding kan wees. En so die vraag dan is hoe bou ons dan weer so 'n gesonde verhouding met Jesus? Ek dink ons sê baie keer, ouens, jy moet vir Jesus ken en verhouding met hom hê. En dan sê ons nie noodwendig vir jou hoe om dit te doen nie. En so ek het so 'n paar prakties so goed net op jou raamwerk, dink ek. Ek weet nie of ek dit daar opgesit nie. Dit is op jou raamwerk. En so ons begin net, Here, ons moet dalk net vanoggend bely as man of vrou, en dalk moet julle hierna net saam net hierdie bely. Here, ons wil 'n gesonde verhouding met U hê, sodat daar 'n gesonde verhouding in ons huwelik sal wees. Bely, Here, ons het U nodig. Dis tog wat dit sê, bely dit vir die Here. Erken, ons het hom nodig. Matteus 5 vers 3 is een van my gunsteling verse in die Bybel, sê, geseënd is jy as jy in afhanklikheid van God leef, en jy sal die koninkryk van God sien. As ons afhanklik is van God in ons huwelik, sal ons sy koninkryk ook in ons huwelik raak sien. En so as man en vrou, dalk moet julle, ek het mos so 'n ding, as julle nou nie lekker is vandag nie, man en vrou, hoef julle nou vir niemand te sê vandag nie. Ons gaan nie vra jy met jou hand opsteek nie. Maar as jy nou vandag hier uitry, dan ry jy nou af hier na die Steers toe, en dan gaan koop jy nou 'n milkshake by die Steers. En as jy nou 'n milkshake gekoop het, dan sê julle daar vir mekaar, weet jy, ek is eintlik vir jou baie lief. Ek weet nie heeltemal hoe het ons hier gekom nie, maar kan ons nie saam bid, Here, help ons met 'n gesonde verhouding, dat ons weer in die regte rigting beweeg. My eerlike opinie is, partykeer dink ek dit moet so eenvoudig wees. As ons moet ry hier na die Steers toe, dalk moet almal nie na hierdie Steers toe ry nie, dalk KFC en die ander ook so. En net vir jou as mans kan ons net dit sê, ek sal gaan, ek sal die hoof van my huis wees. Vroukie, ons gaan gou eers 'n milkshake koop. Jy kan middagete ook, ja, daar's fyn, moenie worry nie. En vat jou vrouens, soos my vrou, ek is vir jou lief. Ek weet nie hoekom is ons waar ons is nie lekker nie. Ek is vir jou nog steeds baie lief. Kom ons bid saam dat die Here vir ons gesonde verhoudings sê. Ons moet dit bely. Here, ons het U nodig. Tweede, bestudeer sy woord. Lees die woord van opdragte. Bestudeer dalk as man en vrou 'n bietjie. Wat sê die woord oor die huwelik? Hoe moet ons 'n gesonde huwelik hê? Ons het 'n reeks te doen oor die woord, so 'n bietjie ruk terug. Jy kan op ons webwerf gaan kyk spesifiek oor die woord en wat sê die woord en daar's 'n paar gedeeltes wat jy kan gaan lees net oor die woord en hoekom jy dit kan vertrou. Maar dan moet ons dit ook doen. Dominee Jakob het altyd gesê, ons het nie moeilikheid om te weet wat ons moet doen nie. Ons het die moeilikheid dat ons dit nie doen nie. Nee, ons weet baie van wat die Bybel sê. En baie van die getroudes sal vir my sê, nee, ek weet dis die opdragte vir die huwelik, maar dis ons doen dit net nie. En so dalk moet ons begin bely, Here, ons het die nodig, ons moet die woord bestudeer en dan dit ook net doen. Here, help ons dat ek dit doen, dat ek as man my lewe sal neerlê vir my vrou, of dat ek my man sal eer as hoof van die huis. Ons moet dit doen. Kom ons begin bid as man en vrou saam. In die week sê ek vir my vrou, ek bely, ek sê vir my vrou, ek besef, ek het eintlik baie lanklaas in persoon vir jou gebid. Ek bid elke dag vir jou in my eie tyd saam met jou. Maar ek het lanklaas in persoon fisies net bietjie vir jou gebid. En jy kan nie dit glo nie. Ek het dit Dinsdag of Maandag vir haar gesê, ek kan dit onthou nie. En elke aand dat ek vir haar wil bid, dan gebeur daar iets. Het jy dit al beleef? Jy wil nou die regte ding doen en dan is dit so asof die duiwel of jou moegheid of wat ook al rede. Net so half in die storie val net nie daarby uitkom nie. Ek voel so skuldig. Ons doen dit net nie. Dalk moet ons net as man en vrou weer begin saam bid. Soos Here, ons soekie, ons wil 'n gesonde verhouding hê. En laastens, wees betrokke by die kerk. Ons het 'n interessante navorsing wat sê dat in 2001 het Barna Groep navorsing gedoen oor huwelike. En uiteindelik die egskeidingssyfer evalueer tussen Christene en nie-Christene. En vir baie lank het ons gesê die syfer is dieselfde. En in daai tyd dink ek dit was dalk in 2001. Maar 7 jaar later in 2008 het hulle weer geëvalueer en eintlik getoets
Okay, maar wat is dit nog dieselfde, wat het dit beïnvloed? En hulle het eintlik gevind dat dit is nie die waarheid nie. Christene en nie-Christene se egskenningssyfer is nie dieselfde nie. Die grootste bydraende faktor was die ouens wat Christene was wat actually in die kerk betrokke is. Nou, mense wil dink as jy 'n Christen is jy eintlik in die kerk betrokke, maar dit is nie die waarheid nie. In ons land is minder as 10% van ouens wat sê hulle is 'n Christen in 'n kerk betrokke. En so as man en vrou met julle dalk net so weet jy, die een ding wat ons in die week definitief gaan vasmaak, is ons gaan by die kerk wees. En ons gaan net by die kerk wees. Dis nie dat jy moet iets doen by die kerk, die ouens, hierdie navorsing wys dat die egskenningssyfer tussen Christene het met amper 50% gesak, omdat daai ouens net in 'n kerk begin inskakel het. En so 'n belangrike ding om 'n gesonde verhouding met Jesus te hê in jou huwelik is net so hoe ons gaan by die kerk wees. En ons gaan luister wat sê die Here en ons gaan bemoedig word en dit skep baie ander platforms vir goed om te gebeur. Ons moet gesonde verhouding met Jesus hê ons. En my hoop is so dat jy vandag sal sê Here, ek het U nodig as dit nie jy is nie. Maar die tweede ding is ons wil eintlik van hier af gaan. Ons het nou 'n gesonde verhouding met Jesus. Nou, alright, wat moet ek doen? Of wat moet my vrou of my man eerder doen? Want dis baie keer wat ons so al dink. Ons wens dit hulle was nou hier gewees. Maar die dominee gaan nou die antwoorde gee. En nou is hulle nie hier nie. Maar ek dink die proses in die huwelik is as ons by God begin besef ek dat dit gaan nie meer oor my nie. En ek dink dit is belangrik dat ons op 'n punt kom waar ons sê, Here, wanneer ek 'n gesonde verhouding met U hê, moet ek besef in die huwelik om 'n gesonde verhouding hê, moet ek myself neerlê. Ons moet myself neerlê en dis daai selfsugtigheid waarvan ek nou gepraat het. Dominee Rian het laasweek spesifiek gepraat oor en wanneer ons gesonde vriendskappe wil hê, moet daar 'n diensbaarheid deel wees van verhoudings. En hy het eintlik afgesluit met 'n vers in Johannes en ek wil net so 'n bietjie meer verse rondom dit lees. Johannes 15 vers 11 tot 14 skryf Johannes, Jesus sê, ek sê hierdie sodat my blydskap in julle kan wees. Nou wat Jesus in die eerste gedeelte sê is so mooi. Ek dink hy sê 7 keer in die eerste 9 verse dat ons in hom moet wees en hy in ons. Dis die definisie van 'n gesonde verhouding. As ons met hom wees en Jesus moet in ons wees. En so Jesus sê hierdie en dan sê ek sê hierdie vir julle sodat my blydskap, God se blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dat jy nie blydskap op 'n ander plek eers nodig het nie. En dan sê hy dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. En dan definieer Jesus dit. Hy sê niemand het groter liefde as dit dat hy sy lewe vir sy vriende afgelê het nie. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. En so selfs Jesus, ons Here, het homself neergelê om in 'n verhouding met my en jou vandag te kan leef. En so as ons God dit as die standaard gestel het vir 'n gesonde vriendskap, is dit belangrik in ons huwelik en in die verloofdheidperk en wanneer ons in 'n verhouding is, dat ons hierdie sal begin oefen. Here, help my dat ek besef dat U voorbeeld vir 'n verhouding is dat dit oor die ander persoon gaan. Nou 'n gesonde verhouding natuurlik is wanneer albei dit doen. Baie keer in die huwelik is dit waar ons eintlik bietjie begin konflik beleef is. Dit voel vir my ek het jou onvoorwaardelik lief en ek lê my lewe neer, maar my huweliksmaat doen dalk nie heeltemal dit nie. En dan kom daar so 'n ding in van die vyand, van die duiwel wat in ons hart kom, okay, maar dan gaan ek ook nou nie meer 100% gee nie. Ek gaan dalk net so 90% gee. En dan begin hierdie eintlik so 'n spiral dat 'n mens eintlik soos 'n kraan wat elke keer bietjie toegedraai word, kom ons op 'n plek dat daar nie eers meer liefde of water van genade of enigiets meer by daai kraan uitkom nie. Ons gee nie een meer iets nie. Terwyl God bedoel het in die huwelik, is dit 'n plek waar ons onsself moet neerlê, soos hy sy lewe neergelê het vir ons wie hy sy vriende noem. Is dit belangrik as ek en jy weer by 'n gesonde verhouding in ons huwelik wil kom, moet ons die vraag vra, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou doen? En dalk net evalueer as mans, al die manne, ons moet dalk net die vraag vra, wanneer laas het jy iets net vir jou vrou gedoen sonder dat sy moet vra vir dit? Ons het so in ons het so ding in ons huis dat my vrou sal my vra vir al die goedjies by die huis. Dis vir my baie lekker. Ek geniet dit. Dit is my lekker om dit by die huis te doen. Ek vergeet net baie keer van daai goedjies. En so het ons 'n plan gekry. Dit was ook aan my vrou, hier's 'n goeie plan. Skryf dit op 'n papier en sit dit op die yskas. Dan kan ek dit meer gereeld sien en dan kan ek dit aftik as ek dit gedoen het. En toe begin ons daai proses. Wonderlik. Eerste dag so 'n lysie en ek het so 'n paar goed gesien. Ek het sien hierdie is die maklikste. Hy gaan baie vinnig wees. Ek gaan net die spens se lig vervang want ek het so 'n bietjie vergeet van hom. En die hele tyd is ons aan die donker. Dis vreemd hoe jy gewoond raak om net gewoond te raak aan goed, né? Dis vreemd. Dis die ou wat sê die mees permanente ding is 'n tydelike plan. Het jy al daai dis nogals waar. Alraai. En so ek het begin baie intentioneel op daai lys. En die eerste een afgetrek en die tweede een afgetrek en toe het ek weer 'n bietjie besig geraak en elke dag sien ek dit en soos ek gaan by dit uitkom. Ek gaan by dit uitkom. Tot op 'n punt dat my vrou begin vra oor die sy wil net weet ons het nou gesê ons gaan die lysies doen, maar sy wil net gaan ons iewers doen of gaan ons is die plan. Ek wil net en my vrou is 'n amazing vrou. Ek wil net dit vir julle sê my vrou is amazing. Dis goed wat ek wil doen. Ek het baie keer net 'n bietjie meer aanmoediging nodig. Maar wanneer laas mans
Wanneer laas het ek en jy net iets vir ons vrou gedoen? Sonder dat hulle dit vra, sonder dat hulle dit verwag, omdat ons vir hulle lief is. En dat ons gesonde verhouding met hulle wil hê. Dalk moet ons net dit begin bid. Here, help my dat my huwelik oor my vrou sal gaan. Vrouens, dieselfde, julle is amazing. Vrouens, as ek kyk hoe my vrou my kind grootmaak, sy is amazing. Die Here het julle amazing gemaak. Maar dalk is dit baie keer net ook soos vir wat kan ek vir my man doen wat hy nie gaan vra nie. Ek dink God die Here die huwelik so bedoel dat dit 'n omgewing moet wees wat ons mekaar outdo in love, sê Paulus. Dis eintlik vir my so mooi. In 2 Korintiërs 5 vers 14 skryf Paulus, hy sê die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die insig gekom het. Omdat ons tot die insig gekom het. Dit kan net gebeur as ons 'n gesonde verhouding met Jesus leef. Omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het en dit beteken dat almal gesterwe het. Jesus het die prys betaal sodat ek en jy nie hoef te sterf vir dit nie. Maar dan sê hy in vers 15 en hy het dit vir almal gesterwe sodat die wat lewe, dis ek en jy, nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en hy dood opgewerk het. En dis die eerste gebod. Here, help my dat ek met alles in my vir U sal leef. Maar die opdrag vir die huwelik is dan dat buiten U wat die eerste prioriteit in my lewe is, met die tweede prioriteit nie myself wees nie, maar my man of my vrou. So mag ons weer uitkom in ons huwelike om by gesonde vriendskap uitkom te sê ek gaan in 'n huwelik leef waar ek my man of my vrou dien. Dit gaan nie meer oor myself gaan nie, maar oor my man of my vrou. In Johannes 3 vers 30 is so my hoofstuk, gaan lees die hele Johannes 3, is Nikodemus en Jesus en dis 'n wonderlike hoofstuk. Maar aan die einde van dit skryf Nikodemus en hy besef so hierdie vir ons om vorentoe te gaan saam met die Here en hy gebruik eintlik 'n illustrasie van huwelik, die kerk en Jesus. Sê hy vir ons om vorentoe te gaan, moet ek minder word en God moet meer word. Wanneer ons in gesonde verhouding met Jesus leef, is dit vir ons moontlik dat ons hierdie neerlê ding kan doen, sodat ons 'n gesonde verhouding ook kan hê. En so ons met 'n gesonde verhouding met Jesus, ons moet onsself leer en dan moet ons mekaar weer begin prioritiseer. My belewenis in die wêreld waar ons leef is ons het baie ander prioriteite baie keer as ons man of ons vrou. En die manier hoe ons dag struktureer is baie keer dat my man of my vrou kry nie die beste van my nie, maar die minste. En ek dink ons moet weet dat as ons 'n gesonde vriendskap en huwelik wil hê, moet ons mooi ons program en ons gesindheid om hierdie verander en natuurlik moet jy gaan werk, natuurlik moet jy goed doen, is 100%. Maar dat ons iets in ons gesindheid sal verander van Here, ek wil buiten dat ek my beste vir U gee elke dag. Met die persoon wat naas U die beste kry met my man of my vrou wees. Nie die vriende nie, nie die familie nie, nie die golfbaan nie, nie die paddlebaan nie. Dit moet my man en my vrou wees en ek dink ons moet terugkom by ons moet mekaar weer prioritiseer. En so, daar was 'n quote gewees in 'n artikel wat gaan oor healthy relationship en dit het gesê friendships in marriage acts as a cornerstone fostering intimacy, emotional resilience and long-term satisfaction. Couples who prioritize their friendships are more likely to weather challenges together and enjoy a relationship rooted in mutual respect and understanding. Daar gebeur iets dat ten spyte van die dag en die goed wat ek moet doen, dat vir my, ek sien so uit om by my man of my vrou te wees. Ek het gister 'n troue gedoen, net hier om die draai. Dit is altyd vir my so mooi, daai oomblik, wanneer die pa sy dogter oorgee. Dit is vir my so mooi oomblik. Dit is my, ek weet nie hoe doen jy dit nie, eendag gaan dit vir my interessant wees, maar dit is so 'n mooi oomblik. En ek dink dit is 'n mooi oomblik, want die pa is tevrede en hy's opgewonde oor die man wie sy dogter trou. Maar daar's so 'n mooi oomblik daar. En wat so vir my mooi is, die hierdie jong duifietjies wat nou so opgewonde is om te trou. Hulle is nie so opgewonde om mekaar te sien. Die bruid kom al van agteraf en sy kyk so skuins dat sy net haar man kan sien. En hierdie man, want almal is ons met hulle selfone deesdae by die troues in die aisle. En die arme man skuif dit heeltyd so 'n bietjie verder dat hy wil haar net sien. En dan as hulle by mekaar kom, is hulle so opgewonde om by mekaar te wees. Ek dink dis hoe dit moet bly in die huwelik. In die dag wat ons leef. Ek verstaan oor jare verander sekere dinge en sekere mense sê dit moenie verander nie. Ek verstaan dat dit verander. Maar daar's iets van 'n opgewondenheid om by jou man of jou vrou te wees. En ek dink wanneer ons by 'n gesonde vriendskap en huwelik wil kom, moet ons weer terugkom by hierdie. Ek prioritiseer my energie en my opgewondenheid na my vrou of my man toe. In Matteus 7 sê Jesus in die bergrede en hy praat oor die goue reël. Dis genaamd die goue reël in die Bybel. En hy sê, doen vir ander alles wat jy graag wil hê hulle moet vir jou doen. Dis die kern van die wet van die profeet. Doen vir ander. Nou ek verstaan die dieper betekenis van hierdie veral in daai gedeelte. Maar dit is my so toepaslik van dit wat jy in jou huwelik wil sien gebeur, moet jy doen. As jy wil hê daar moet vrede wees, maak vrede. As jy wil hê daar moet liefde wees, gee liefde. As jy wil hê daar moet 'n opgewondenheid wees in 'n lewe, moet jy dit daarin sit. Maar ons sit baie keer so in die huwelik en ons verwag dat die ander persoon dit moet doen. Kom ons begin inisiatief neem in ons huwelik en sê nee, ek gaan dit bring. Dat ons weer 'n gesonde
huwelik sal hê. En ek wil eintlik begin afsluit met 'n vers eintlik in Filippense wat ek ook baie betroues lees, wat eintlik al hierdie goeders nogal saamvat. En dis 'n gedeelte in Filippense 2 wat Paulus die volgende skryf. Filippense 2 vers 1 tot 4 sê: "Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, aangesien julle in gesonde verhouding met God leef." In konteks van vandag. Aangesien julle vir God leer ken het en hom ken, aangesien julle die aansporing deur die liefde en die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewe het, aangesien julle vir God ken en verhouding met hom leef en beleef het wat hy gedoen het. Maak dan nou my blydskap volkome deur een gesind te wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Ek dink dit moet die fokus wees amper in ons huwelik. Here, help ons dat ons in eenheid saam in dieselfde rigting sal beleef. En as vriende dat ons saam as goeie vriende binne in ons huwelik, buite ons intimiteit en buite die dieper ander tipe liefde wat ons vind in die huwelik, Here, help ons dat ons in die vriendskap, Here, in dieselfde rigting sal bly beleef. Hy sê dan: "Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid erken die verantwoordelikheid en die posisie wat jy as man en vrou binne in die huwelik het. Moet die ander een hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander." Die volgende vers net hierna sê: "Wanneer ons hierdie doen, volg ons so in die gesindheid van Jesus wat presies dit gedoen het." En so ek dink is belangrik wanneer ons gesonde verhouding met Jesus bou en ons lê onsself neer, is dit belangrik dat ons man en ons vrou weer prioriteit moet wees in ons lewe. En ek wil dalk hierdie sê, ek dink veral as jy kinders het. Die prioriteit volgens God is dat hy is nommer 1, dan is dit man en vrou en dan is dit kinders. En ons moet seker maak dat ons dit nie verkeerd om doen nie, dat die prioriteit en die balans nie in die verkeerde rigting wees nie. En ek verstaan die konsep. Ek is nou 'n jaar deur dit lyk anders. Maar God het bedoel dat die prioriteit moet nog steeds so wees. Ons man en ons vrou moet nog steeds prioriteit wees. En so ek wil eintlik afsluit met net 'n praktiese, hoe doen ons dan hierdie wil? Hoe prioritiseer ons weer mekaar? En ek het so al 3 afdelings daar, ek dink is op die raamwerk ook. Is ons moet net weer begin tyd maak vir mekaar. Dit was my so lekker Desember. Ek sê vir almal, hulle moet date nights begin oefen al as hulle verloof is. Want almal wat getroud is al. Julle weet dat soos ons het baie goeie intensies om date night te reël. En dit bly baie keer net by dit. Ons het goeie intensies en ons kom nie eintlik altyd by dit uit nie. En so Desember het ek en my vrou ons het die besluit gemaak en sê nee. Een keer 'n week, ons gaan hierdie dag, is dit ons dag. Ons gaan braai. Sissietjie slaap. Ons kind is amazing, sy slaap wonderlik. Ek hoop sy slaap dan nou vanaand ook wonderlik, want dit is gewoonlik as ek nou nie. Okay. En ons was 'n seker aand, ons het by mekaar kom, ons gaan net sit. En dit was die eerste keer in 'n ruk wat ek en sy net by mekaar gesit het en ons net gesels. Ons het net gesels, kom hoor wie is sy en waar is sy en hoe dink sy oor goed en hoe voel sy en ons moet net die tyd begin maak. En so kies dalk 'n dag in die week waar jy sê hoorie, as die kinders slaap of so, gaan ons 'n bietjie koffie drink of in die middag gaan ons 'n bietjie mekaar. Maak 'n tyd vas wat dit hele tyd is. Maak 'n date night, bederf mekaar met klein goedjies. Hoef nie geskenk te wees, kan 'n boodskap wees. Hoorie, jy's amazing, ek love jou. Jy doen goed, hoorie, jy's awesome. Ek love jou. Doen mee met ek dink maak mekaar. Ek wil spesifiek net iets oor hierdie sê is kom ons praat en luister weer. Kom ons praat met mekaar en luister weer vir mekaar. In Efesiërs 5 in vers 28 skryf Paulus spesifiek vir die man, sê hy hoorie ons moet 'n veilige omgewing skep waarin ons vrou kan ontwikkel en groei as vrou. Hy sê 'n man moet sy vrou lief hê soos sy eie liggaam liefhet en hy voed en versorg dit. En so dit praat oor 'n man met die omgewing skep waar 'n vrou kan ontwikkel en groei om 'n vrou te wees. En so my belewenis is ons het nie meer in ons huwelike veilige omgewings waar ons kan net praat met mekaar nie, waarin ons kan verskil nie. En so dis belangrik dat ons weer by mekaar uitkom, dat ons kan weet jy, ons het nou hierdie ding waardeur ons gaan, jy voel so en ek voel so en ons stem saam mee. En 'n omgewing sal wees in die huwelik weer waar ons sê weet jy ek is vir jou baie lief. Ek stem nie saam met jou nie, maar kom ons praat oor hierdie dat ons 'n plan kan maak. Dis 'n ons plan. Dis nie 'n jy plan of 'n jy plan nie. Nee, dis 'n ons plan vir hierdie situasie. Dalk moet jy 'n geleentheid en net 'n omgewing skep waar jy definieer, hoorie, hoe gaan ons beklei wanneer ons beklei? Of hoe gaan ons verskil wanneer ons verskil? Ek en Monique moes in ons huis, ons het 5 reëls. As ons net 'n bietjie met goedjies gesels. Maar dit gebeur in die dominee se huis ook, laat ek net vir julle sê. En so ons het 5 baie praktiese reëls. Ons skree nie op mekaar nie. Ons vloek nie mekaar nie. Ons manipuleer nie. Ons breek nie mekaar af nie en egskeiding is nie 'n opsie nie. Dis ons reëls. As ons verskil en hulle raak kwaad, dan sal ons sê, nee, wag, ons begin nou 'n bietjie kwaad raak. Kom ons vat dit so oomblik. En so dalk met julle net in julle huwelik gaan definieer oor dis wat ons reëls is. Sodat dit 'n veilige omgewing is waar ons kan praat oor goed. Ons moet praat met mekaar en vir mekaar luister sodat ons mekaar prioritiseer.
En dan laastens, ons moet die lewe weer saam doen. Ons is so geneig om saam met ander ouens 6 ure lang golf te speel. En dan kan ons nie 'n uur saam met ons vrou 'n koffie drinkie. En ons moet dit verander. So die van julle wat my nie ken nie, ek speel baie golf, so ek praat eintlik myself. Ons moet mekaar weer prioritiseer, by mekaar uitkom. En so wil afsluit met hierdie vers in Spreuke 5, kom Salomo en hy sê eintlik 'n mooi ding. En hy sê iets moois vir die huwelik. Hy sê, Spreuke 5 vers 18, hy sê, sing die lof van jou eie fontein en verheug jou oor jou eie vrou. Sing die lof van jou eie man en jou eie vrou en verheug jou weer oor jou eie man of jou vrou. En as dit nie in jou hart leef nie, begin ons weer nommer 1. Here, help my dat ek in 'n gesonde verhouding met U leef, dat ek na my man of my vrou sal kyk, soos U na hulle kyk. Hierdie geskenk wat U vir my gegee het. En so sing die lof van jou en verheug oor jou eie vrou. En dan sê hy dit so vol liefde en so mooi. Dit is so mooi, dit is so vol liefde en so mooi. En dan sê hy geniet volheid van haar liefkosing of dan nou van sy liefkosing. En laat dit jou derendheid bedwelm. Ek dink dis God se hart vir die huwelik, is dat dit 'n plek moet wees wat ons wil net daar wees. En so my hoop vandag is so, as jy op 'n plek is met jou huwelik en jy besef, wil jy, ons is definitief nie hier nie. Ons is hier nie. Dit kan wees omdat ek en die Here nie great is nie, dit kan wees omdat ek selfsugtig geraak het, of dit kan net wees, ons kom net nie by mekaar uit nie. Is my hoop so dat jy sal weet, daar is hoop in die Here Jesus. Hy is vir huwelike. Hy is vir huwelike. Dit is so lekker vir my as ek getroud doen en kan vir ouens sê, ouens, die Here is vir huwelik. Hy wil hê dat jy moet wen. Maar dit beteken dat ons seker goed is moet neerlê en dit verander. En met respek, jy het iemand nodig om vandag dit reg te maak. En ek weet daar's baie keer groot goed wat moet reggemaak word. Maar ons kan by 'n groot God kom stil raak en sê, Here, ons is nie op die plek waar ons wil wees. En dalk weet jy jou man of jou vrou nie eers, dis hoe jy voel nie. Jy moet dalk net steeds toe ry, milkshake gaan kry. En sê, sorry, ek wil net weer vir jou sê ek is vir jou lief. Ek was dalk nie die man wat ek gesê ek gaan wees nie, of ek was dalk nie die vrou nie. Maar ek wil dit regmaak. Hierdie is nie die huwelik wat ek dink ons wil hê nie. En as jy vandag hier sit en jy besef jy is op 'n lekker plek en 'n gesonde plek, want ek preek nie met die intensie dat ek dink almal se huwelike is sleg nie. As my hoop sodat jy besef jy is op 'n gesonde plek met die Here en jy het jou lewe neergelê en jy prioritiseer mekaar, dat jy sal sê dankie Here. Dankie vir waar ons is. Jakobus sê elke goeie gawe kom van die Here af. Dis genade. Here, dankie dat U ons help en dat U ons beskerm. Maar my hoop is sodat jy nie hier vandag sal wegstap hopeloos vir jou huwelik nie. Daar's 'n God wat jou kan help. En my hoop is sodat jy sal sê, Here, ek het U nodig, help my. Kom help ons. Kom ons bid, kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie Here dat U ons wil help. U het die huwelik mooi gemaak, Here, en U het dit reg gemaak en dit goed en perfek gemaak. En dankie Here dat of ons vandag op 'n goeie plek is en of op 'n onsekere plek is en of op 'n slegte plek is, Here, daar's hoop by U, Here. Daar's uitkoms by U. U kan ons help. U het tog die Heilige Gees gestuur as helper wat ons een kom maak in die huwelik. Here, mag U vir ons kom help vandag as ons nie op 'n lekker plek is. Mag U eerstens begin by ons eie verhouding met U, Here. Mag U ons help om onsself neer te lê, selfsugtigheid neer te lê, Here. En eintlik weer met nuwe oë na ons man of ons vrou sal kyk, Here. Ek bid so vir elke huwelik, Here, in Jesus naam. U bloed oor elke huwelik. Ek bid oor elke gesprek wat moet gehê word, elke aanpassing wat gemaak wil word, Here. Ek bid dat U van hier af vorentoe elke huwelik sal seën in daai eenheid, dat hulle in dieselfde rigting sal loop, dat hulle mekaar se hand weer sal vat, dat hulle mekaar weer sal omhels, Here. Dat hulle nie meer in 2 kamers sal hoef te bly nie, maar in 1 kamer. Here, U ken elke huwelik hier, Here. Ek wil vir U dankie sê dat daar hoop is. Maak nie saak waar ons is nie, daar's hoop. En so ek bid vir Here dat U vir ons as kerk, elke huwelik hier, elke huwelik aanlyn, in Jesus naam, Here, dat U ons kom help, dat ons weer gesonde vriende, gesonde huwelike weer sal hê. Ek bid dat U ons sal help, Here, in Jesus naam. Amen.